Goeiedag. Jy weet nou al dat koers is die vergelyking van twee hoeveelhede van verskillende soorte. Kom ons doen gou 'n voorbeeldjie. Sê nou maar jy wil nou gaan hoenderborsies koop, wat jy op 'n burgertjie wil pak. En jy kom by die winkel hier in Suid-Afrika en hulle sê vir jou die prys is R54 per kilogram. Wat beteken dit? Dit beteken jy gaan betaal R54 vir 1 kilogram. Maar sê nou maar jy wil 2,5 kilogram koop, 2,5 kilogram. So ek wil daai nou 2,5 kilogram maak. So hoe gaan jy te werk om uit te werk hoeveel jy moet betaal? Om van 1 kilogram na 2,5 toe gaan, maal jy met 2,5. En dan doen jy dit met jou waarde ook, jou bedrag hierdie kant. So 54 maal 2,5 gee vir my R135 vir 2,5 kilogram hoenderborsies. Maar sê nou maar jy wil nou net 'n halwe kilogram koop. Hoe werk jy dan dit uit? Dan sê ek goed, R54 is vir 1 kilogram. Ek wil nou net 'n halwe kilogram koop. Om van 1 na 'n half toe te gaan, deel ek met 'n 2. En daarom gaan ek dan nou my waarde of my bedrag hierdie kant ook met 'n 2 deel. Deel met 'n 2, so R54 gedeel deur 2 gee vir my R27 vir 'n halwe kilogram hoenderborsies. Reg. Nou wil jy intussen vir jou 'n kar koop. En jy het nou bietjie op die internet gaan surf, soos die mense sê, om 'n kar te soek wat jy wil koop. En dit is vir jou belangrik dat hy 'n baie ekonomiese brandstof gebruik moet hê. En jy sien toe goed, daar is 2 karre waarvan jy kan kies. Kar 1 het 'n brandstofverbruik van 9 liter per 100 kilometer. Kar 2 het 'n brandstofverbruik van 12 kilometer per liter. Watter een is meer ekonomies? Hoe gaan jy dit kan vergelyk met mekaar? Baie maklik. Sodra jy van die eenhede kan kry wat dieselfde is, en daai waardes dieselfde is, behoort jy 'n vergelyking te kan tref. Kom ons kyk hierso, 12 kilometer per liter beteken 12 kilometer kan jy ry op 1 liter brandstof met kar 2. Kar 1 sê, jy het 9 liter brandstof nodig om 100 kilometer ver te ry. Hier het ek net 1 liter. So as ons dalk ons 9 liter kan verander na 1 liter toe, kan ons dan die 2 met mekaar vergelyk. So hoe doen ek dit dan? Ek deel hom met 'n 9. Nou moet ek hierdie kant ook met 'n 9 deel. So ek gaan dan nou hê 100 kilometer gedeel deur 9 en dit gee vir my 11,111. Hy hou nie op nie. Dit is repeterend en as jy hom gaan afrond, is dit 11,1 kilometer. So, met kar 1 kan jy 11,1 kilometer ry op 1 liter brandstof. Kar 2 kan jy 12 kilometer ry op 1 liter brandstof. So watter een is meer ekonomies? Kar 2. Nou het jy die kar gekoop. En nou besluit jy wil gaan vakansie hou in Durban. So van Johannesburg na Durban gaan jy nou ry met jou nuwe kar. Die afstand tussen Johannesburg en Durban is min of meer 570 kilometer. En dit vat jou toe 6 uur. Nou wil ek weet, wat was jou gemiddelde snelheid? As jy nou bietjie van die wetenskap kan onthou, of jy het dit reeds gedoen, sal jy weet, snelheid is afstand of verplasing gedeel deur tyd. Ons gaan hom nou sommer net skryf as gemiddelde snelheid is, kom sê maar afstand
gedeel deur tyd. Wat is jou afstand? Die afstand was 570 kilometer. Jou tyd, 6 uur. So wat is dan nou jou gemiddelde snelheid? Doen daai deelsommetjie, so jy gaan dan kry, werk uit op 95 kilometer per uur. So met al die stoppe in, kry jy dan op die ouene gemiddelde snelheid van 95 kilometer per uur. Kom ons doen 'n laaste voorbeeldjie. Voorbeeld 4. Die spoed van klank is omtrent 343 meter per sekond. 343 meter per sekond. Sê nou maar jy wil dit vir jouself meer verstaanbaar maak en dit skryf in terme van kilometer per uur. Hoe gaan jy te werk gaan? Kom ons kyk. Daai 343 meter kan ek skryf as 0,343 kilometer. So dit beteken, dis 0,343 kilometer in 1 sekond. Maar jy wil nou die sekondes verander na ure toe. Maar jy kan nie direk van sekondes na ure toe gaan nie, want daar's nog minute tussenin. So, hoeveel sekondes is in 'n minuut? 60. So nou gaan ek sê, weet julle wat? Maal 60 sekondes op gedeel deur 1 minuut. En 60 sekondes in 1 minuut is presies dieselfde, daarom verander dit nie die waarde van my som nie. Dit maak net dat ek dit aan 'n ander eenheid kan skryf. Nou het ek dit in terme van minute. Nou wil ek na ure toe gaan. So ek gaan sê, hoeveel minute is in 'n uur? 60 minute in 1 uur. Goed, so kyk nou wat gebeur. Hierdie sekondes kanselleer mekaar uit. Die minute kanselleer mekaar uit. So ek het net kilometer per uur oor. En as jy hierdie sommetjie doen, kry jy dan 1234,8 kilometer per uur. Die spoed van klank is 1234,8 kilometer per uur. Ek hoop koers maak vir jou nou sin en dat jy op die regte koers is. Totsiens.